Ons trek. Ons lees Exodus 12 vers 34 tot 13 vers 22. Ons trek, die 80-jarige Moses kom in Goshen aangehuppel met 'n breë glimlag op sy gesig. Ons trek, is almal gereed. Sommer dadelik begin daar 'n massabeweging, want almal het net staan en wag vir sy bevel. So haastig is die Israeliete om in die pad te val, dat daar nie eers tyd is om padkos te maak nie. Die brooddeeg word sommer so rou gegryp en in skottels saamgedra. Presies hoeveel mense daar was, kan ons maar net raai. Maar daar was volgens Exodus 12 vers 37 600.000 weerbare manne. Boonop was dit nie net Israeliete wat saamgetrek het nie, maar ook 'n groot aantal mense van ander afkoms. Konservatiewe navorsings reken dat daar minstens 2 miljoen mense moes wees. Ander glo dat daar selfs meer as 3 miljoen mense was. Dit was, om die minste te sê, 'n logistieke nagmerrie om so 'n klomp mense skielik in beweging te bring. Die uittog na 'n rugbywedstryd tussen die bulle en die haie is absoluut chaoties en baie mense is bitter gefrustreerd. In Genesis 13 vers 18 lees ons egter dat die uittog uit Egipte baie georganiseerd verloop het. Met die oorskot van Josef by hulle, neem hulle 'n wye ompad na die beloofde land Kanaan. Josef se beenderre word uiteindelik 40 jaar later by Sichem in die beloofde land begrawe. Op daai stadium het die Filistyne die kusgebied van Kanaan beset en dit sou net moeilikheid soek wees om daardie maklike roete te volg. Die Filistyne was afkomstig van die eiland Kreta, een van die grootste eilande in die Middellandse See. Dit was 'n volk wat vir die vorige 1500 jaar reeds die toonaangewende kultuurvolk van die wêreld was, met asemrowende kunswerke, wat vandag, steeds 5000 jaar later, mense betower. Oor die roete wat Moses gevolg het, kan ons net raai. Daar's mense wat beweer dat hulle die presiese roete ontdek het, maar dit bly steeds net spekulasie. Al wat ons weet, is dat Moses 'n roete gevolg het waardeur 'n onherbergsame woestynwêreld geloop het en iewers by die Rietsee uitgekom het. Selfs hieroor is daar nie sekerheid nie en daar's baie bespiegeling oor presies waar die Rietsee nou eintlik was, maar waarskynlik in die noordoostelike deel van Egipte. As iemand jou dus wil wys maak dat hulle deur die Rooi See getrek het en jou boonop nog foto's wys van die Egiptenare se walwiele op die bodem van die see, neem dit maar met 'n knippie sout. Daar groei nie riete in die Rooi See nie, want dis seewater. Maar dit doen geensins afbreek aan die wonder van die uittog nie. Om so 'n groot klomp mense gelyk te laat trek, was alreeds 'n onbeskryflike wonderwerk. Iemand in die weermag wat met logistiek werk, het uitgewerk dat indien daar 3 miljoen mense sou wees, sou daar elke dag 1500 ton kos nodig wees. Nou moet ons daarom onthou dat hulle deur die woestyn getrek het, waar daar bitter min kos en min water is. Selfs vuurmaakhout was om die kos gaar te maak. 'n goederetrein van 6
kilometer lank sou nodig wees vir die kos alleen. Hy reken dat hulle daagliks 50 miljoen liter water sou nodig hê. Ek dink dis dalk so 'n bietjie rof. In 'n wêreld waar daar net hier en daar 'n put is. Om in een nag deur die Rietsee te kon loop, moes hulle 'n pad van 5 kilometer breed gehad het en skouer teen skouer 5000 mense wyd deurgestap het. Dink jy miskien vir een oomblik dat Moses al hierdie dinge haarfyn uitgewerk het? Nog nooit. Moses was 'n doodgewone mens, maar hy het 'n God gehad wat vir hom probleme kon oplos en vandag vir groot strategieë hoofbrekens besorg. Ek en jy het daai selfde God as ons Vader. Bekommer jy jou nog steeds? Nee, ek verstaan glad nie hoe hulle dit alles reg gekry het nie. Ek verstaan nie waar al die kos en water vandaan gekom het nie. Ek verstaan nie hoe hulle deur daai see gekom het nie. En ek verstaan baie beslis nie hoe Moses dit reg gekry het om so 'n klomp weerbarstige, dwarstrekkerige Israeliete gelyk te kon laat trek nie. Maar ek hoef dit nie te verstaan nie. Al wat die Here van my vra, is om dit te glo en om in verwondering daai asemrowende wonderwerk aan hom alleen toe te skryf. En dan vra hy, dieselfde God van daai tyd, dat ek hom sal vertrou, ook in my eie lewe en vir my eie omstandighede. Dat maar druppeltjies is in vergelyking met Moses se see van probleme. Eerste groot wonderwerk breek aan so pas nadat die Israeliete begin trek het. God se sigbare teenwoordigheid. 'n Wolkkolom verskyn voor hulle en Moses beduie dat dit God is in daardie wolk en dat hy vir hulle die pad aandui. En wanneer dit aand word hierdie wolk helder verlig asof dit 'n vuurkolom is. Helder word die nag rondom hulle verlig en hulle kan selfs dwars deur die nag trek. Ek dink die Israeliete het in verwondering gestaan oor hierdie asemrowende natuurwonder. Kom ons bid. Here, dankie dat U vandag en gister en môre steeds dieselfde is. Ons het dalk nie vandag meer 'n wolk en 'n vuurkolom om ons te lei nie, maar ons het U Heilige Gees binne in ons. Wat 'n wonderlike voorreg het ons nie. Here, ons kan maar net voor U neerval in dankbaarheid. Amen.